Goeiemôre vriende. Baie welkom vanoggend by die erediens. My gebed is dat vanoggend hierdie plek waar ons is, vir jou 'n plek van rus en vrede sal wees. Dat jy regtig die teenwoordigheid van die Here op 'n baie besondere wyse sal ervaar. Ons leef in 'n de mekaar wêreld. 2 dae gelede was daar nog baie vrede en op die oomblik lyk dit nie so goed nie. Ons wil ook dink aan baie van ons lidmate se kinders wat in die Midde-Ooste is, wat in Dubai is en Abu Dhabi is en wat daar werk. En ek wil vir julle vra dat julle asseblief ook vir hulle sal bid. Ons gaan later in die diens vanoggend ook geleentheid daarvoor skep. Kom ons word stil. Dalk het jy vanoggend iets spesifieks wat jy met die Here wil deel. Iets op jou hart wat regtig swaar druk. Wil jy nie dit nou vir hom gee nie? En vir hom vra dat jy regtig in die tyd wat ons hier saam is, op hom en op sy woord sal kan fokus. 'n Paar oomblikke van stil gebed. Heilig is U, Here. Ons aanbid U. Amen. Gemeente van Jesus Christus, ek groet julle vanoggend in die naam van die heilige drie-enige God, Vader, Seun en Heilige Gees. Ons skriflesing vanoggend Psalm 62. Psalm 62. Ons maak vandag klaar met die reeks Vrede in die storms en die tema vir vanoggend is goddelike rus in die storm. Vrede in die storms, goddelike rus in die storm. Ons het begin by wanneer die storm jou wil oorweldig. Jorie het die 22ste Februarie gepreek oor God se krag in jou swakheid en vandag goddelike rus in die storms. En dis wat Peer so spesiaal gesing het. Peer, eintlik kan ons maar huis toe gaan nou hoor. Jy het eintlik die hele preek in 'n lied saamgevat wat regtig spesiaal was. Baie dankie. Ons gaan nou lekker vir jou hande klap as ons aan die einde van die diens is. Goddelike rus in die storm. Kom ons lees die Psalm. Vir die musiekleier op die Judetoon, 'n Psalm van Dawid. Net by God vind ek rus, van hom kom my verlossing. Net hy is my rots, my verlossing, my toevlugsoord. Ek sal beslis nie wankel nie. Hoe lank nog gaan julle 'n man bly aanval? Vermoor julle almal hom, asof hy 'n muur is wat oorhel, 'n tuinmuur wat omgestoot word. Ja, hulle beplan om hom af te stoot van sy hoë plek af. Hulle hou van leuns, met die mond seën hulle, maar in die binneste vloek hulle. Vind rus by God alleen, my siel, want op hom is my hoop gefestig. Net hy is my rots, my verlossing, my toevlugsoord. Ek sal nie wankel nie. By God lê my verlossing, my eer, my sterk rots, my skuilplek vind ek in God. Vertrou te alle tye op hom, o volk. Stort julle hart voor hom uit. God is vir ons 'n skuilplek. Ons lees net tot daar vanoggend saam. Ons teks is die hele Psalm vanoggend. Storms het 'n manier om 'n mens moeg te maak. Storms het 'n manier om 'n mens moeg te maak. Miskien is dit die feit dat dit hand uitdruk. Dat ons as mense beheer verloor. En dat ons spook en spartel en probeer totdat ons op 'n punt kom waar ons besef, maar ons kan nie. Dit kan fisies wees. Dit kan groot geweldige natuurrampe wees wat ons die afgelope tyd gesien het. Dit kan siekte wees. Dit kan oorlog wees. Dit kan 'n pandemie wees soos COVID-19. Dit kan die back and closure pandemie wees wat op die oomblik chaos saai in ons land. Maar dit kan ook storms wees wat op 'n ander vlak lê. Dit kan emosioneel en psigies wees. Dit kan storms wees wat in jou binneste woed, wat maak dat mense, gelowiges soos jy en ek, by breekpunt kom. Moeg geworstel, moeg bekommer, moeg wakker gelê. Die spanning,
En die stres word net te veel. En dit, vriende, is die pandemie van ons tyd. Dis die pandemie van ons tyd. Mense wat sê, ek is net moeg. Ek is net moeg. Navorsing van 'n baie groot mediese fonds wat in die afgelope week gepubliseer is, bevestig dit. En dan sê hulle 'n interessante ding in die verslag. Hulle sê dis nie net werkende mense wat aan stres en aan spanning ly nie. Dis nie net werkende mense wat met die chaos van hierdie wêreld gekonfronteer word nie. Ook senior lidmate, ook mense wat met pensioen is, ook mense wat afgetree het, word nie uitgesluit van spanning en stres en hierdie lewensmoegheid nie. Hoekom? Want dit het deel geword van die agtergrondsgeraas van ons lewens. Jy word oral daarmee gekonfronteer. In opnames wat hulle gedoen het, goeie opnames wat hulle gedoen het die statistiek dit presies bewys. Almal is onder druk, ook gelowiges. Jy en ek is nie daarvan uitgesluit nie. Want ons leef in 'n chaotiese wêreld. Ons leef in 'n wêreld waarin ons gaan slaap en dis vrede in die Midde-Ooste en ons word wakker en dis chaos. Jy weet wat in ons land aan die gebeur is. En dan sluit hierdie verslag af en dis belangrik, dink ek, vir ons doel vanoggend. Ons benodig stelsels wat vroeër intree en mense ondersteun voordat stres intree. Ons benodig stelsels wat vroeër intree en mense ondersteun voordat stres oorneem. Wat sou dit wees? Wie sou dit wees? Wel, dis ons. Dis ons. Dis die kerk. Dis die geloofsfamilie waarvan jy deel is. Jy onthou mos wat die koning van die kerk gesê het toe hy hier op aarde was, Matteus 11 vers 28, wat ook ons gemeentevisie is. Kom na my toe, almal wat uitgeput en oorlaai is, en ek sal julle rus gee. Ek sal julle rus gee. Dis ons. Jy hoef dit nie op 'n ander plek te gaan soek nie. Dis hier. Dis nie net Jesus wat dit gesê het nie. In die Ou Testament het mense ook daarmee gewortel. Ons dink baie keer dis die siekte van ons tyd, maar reg deur die geskiedenis van die mensdom is mense gekonfronteer met die chaos en die storms van hierdie wêreld en dit vir hulle stres en spanning veroorsaak wat hulle regtig nie kon hanteer nie. Hoekom dink jy het Dawid Psalm 23 geskryf wat Peer vir ons so mooi gesing het? Omdat hy op 'n plek in sy lewe was waar hy swaar gekry het. Psalm 62 wat ons saam gelees het, sy skrywer het dit ook geweet. Hy het verstaan dat die omstandighede in hierdie wêreld maak dat mense beheer verloor. Om dit in goeie Afrikaans te sê, net gewoon nie meer kan cope nie. En dan het ons skuiling en rus en vashou plek nodig. Daarom skryf hy in vers 2, net by God vind ek rus, van hom kom my redding. Net hy is my rots en my redding, my veilige vesting, sodat ek vas en stewig kan staan. Vers 6, en kyk hoe herhaal hy dit, omdat hy dit wil beklemtoon. Net by God vind ek rus, want op hom vertrou ek. Net hy is my rots en my redding, my veilige vesting, sodat ek stewig staan. God is my redding en my krag. Hy is my rots, my sterkte. God is my toevlug. Vertrou altyd op hom, my volk. Stort julle hart voor hom uit. God is vir ons 'n toevlug. Hoor jy mooi wat die skrywer van hierdie Psalm hier skryf? Dit is eintlik baie eenvoudig. Goddelike rus in die teenwoordigheid van God is die antwoord op die storms. Maar dan moet ons dit reg verstaan. Goddelike rus beteken nie om op jou bed te gaan lê en wag vir beter dae nie. Goddelike rus beteken dat jy in die storm waarin jy is, God jou vashou plek maak. God jou anker maak. Sodat jy die vermoë kry, die krag kry om in die storm te leef en deur die storm te leef.
Dit begin wanneer ons verstaan dat die almagtige God self in hierdie wêreld ons vashou plek is, as alles onseker is. Vriende, en dis iets waaraan ons mekaar dalk moet herinner. Alhoewel ons dit goed weet, dink ek, die omstandighede, die storms maak dat ons dit eintlik vergeet. As die bome begin val in Abu Dhabi en in Dubai, en as die chaos in ons land kom, en as die stormwinde begin waai, en die reën sak uit, en dis droog, en die beeste vrek, dan vergeet ons dat God almagtig ons vashou plek is. Die skrywer bevestig dit in hierdie deel van die Psalm met woorde soos, hy is my rots, hy is my veilige vesting, hy laat my stewig staan. En dis in skerp teenstelling met dit wat in die chaos van 'n storm plaasvind. Vers 6 beklemtoon hy dit verder. Net by God vind ek rus. Net hy is my rots, hy is my redding, hy is my veilige vesting, sodat ek stewig kan staan. Hy is my rots en my sterkte. Hy is my toevlug. Goddelike rus gebeur wanneer ons in die teenwoordigheid van die heilige God is. Goddelike rus gebeur wanneer ek en jy as dit ware in sy arms invlug. Alles los. En sê, Vader, ek kan nie meer nie. Vader, ek weet nie meer nie. Maar wat ek weet, is dat U weet. Dat U weet. Dis mos wat die disippels gedoen het, toe hulle Jesus saam met hulle in die storm was. Onthou jy? Toe hulle dink hulle gaan verdrink, toe hulle vir mekaar sê, nou gaan ons bodem toe. Toe gebeur wat? Toe gaan hulle na Jesus toe. Toe gaan soek hulle Jesus se teenwoordigheid op. En hulle sê vir hom, Here, gee U dan nie om nie. Jesus in Getsemane op pad na die kruis, op pad na die grootste storm van sy lewe en in hierdie wêreld, gaan doen wat? Hy gaan soek sy Vader se teenwoordigheid op. Hy gaan soek goddelike rus en vrede wanneer die storm op sy ergste woed in die teenwoordigheid van God. Nou mag jy vanoggend vir my vra, maar hoe kom ons daar? Hoe kom ons in die teenwoordigheid van God? Hoe gebeur dit dat hy ons las ligter maak? Hoe gebeur dit dat hy vir ons vrede gee in die storms waar ons is? Hy is immers nie hier nie. Ons kan nie na 'n plek toe gaan nie. Dit gebeur vir nou wanneer jy en ek kies om stil te word voor God. Dit gebeur wanneer jy en ek ons harte teenoor hom oopmaak in gebed. Dit gebeur wanneer in die woorde van Psalm 62 jy en ek verklaar en bely dat ons ten volle op hom vertrou. Dat ons ophou spook en spartel, want ons glo en ons weet dat hy in beheer is. Die skrywer sê dit so mooi hier. Hy sê dit gebeur wanneer jy jou hart teenoor hom leegmaak. Wanneer jy jou hart teenoor hom leegmaak. Psalm 62 vers 9. Stort julle hart voor hom uit. God is vir ons 'n toevlug. Kyk mooi wat daar staan. Daar staan nie praat met die Here nie. Daar staan nie bid tot die Here nie. Natuurlik dit ook. Daar staan stort jou hart. Stort jou hart voor hom uit. Maak leeg. Maak skoon. Daar diep. Dit moet jy vir hom gee. Dis meer as net praat. Dis meer as net 'n skietgebedjie. Dis oorgee aan die Vader. Dis wat Jesus in Getsemane gaan doen, dit nie waar nie. Hy het sy hart voor sy Vader gaan leegmaak. Jy onthou mos hoe hy gaan bid het. Vader, vat die beker weg. 3 keer. Vader, vat die beker weg. Vader, vat die beker weg. En toe dit nie gebeur nie, toe kry hy krag om in die grootste storm van sy lewe die wil van sy Vader te doen. Toe oorleef hy die storm. Toe oorwin hy die dood. Toe breek hy vir jou en vir my die pad na God se nuwe wêreld oop.
Paulus het iets daarvan verstaan toe hy aan die Filippense geskryf het, Filippense 4 vers 6. Moet oor niks besorg wees nie, maar maak in alles julle begeertes deur gebed en smeking en met danksegging aan God bekend. Sodat wat kan gebeur? Kyk na vers 7. Die vrede van God, wat alle verstand te bowe gaan, sal oor julle harte en gedagtes die wag hou in Christus Jesus. Vrede is nie net dit word stil nie. Vrede is die vermoë om te kan hanteer wat op jou pad is. Hierdie vrede beteken dat jy die krag van die Vader kry om in die storm waarin jy jouself bevind, aan te hou leef en aan te hou getuig en aan te hou vorentoe gaan. En die rus kom uit die vrede uit. Hoe? Want God is ons toevlug. God is ons vaste plek. God is ons anker. Jy hoef nie iewers heen te gaan om dit te gaan doen nie. Want God is mos in jou. Die almagtige God is deur sy gees binne in jou. In jou lewe, in jou lewensbootjie, in die storm waarin jy jou bevind. Om wat te doen? Om vir jou goddelike rus te gee. Die vermoë om te kan voortgaan. Aanhou. Met oorgawe leef en getuig. Vanuit sy krag. Sterk gemaak deur sy woord. Paulus het nie net verstaan nie. Hy het dit ook beleef. Efesiërs 4 vers 12 tot 13. Ek weet wat armoede is, en ek weet wat oorvloed is. Van alles het ek ondervinding, om genoeg te hê om te eet, sowel as om honger te ly, om oorvloed te hê, sowel as om gebrek te ly. Ek is tot alles in staat, deur hom wat my krag gee. In die storm van armoede, in die storm van oorvloed, in die storm van die lewe, kon Paulus sê, ek is tot alles in staat, deur hom wat my krag gee. Waarom? Omdat hy sy hart leeg gemaak het. Omdat God sy vaste plek was. Omdat God sy toevlug was. Hy skryf in Filippense 4 vers 5. God is naby. En dis die geheim. Dit is die geheim. Wanneer ons stil word en bid, wanneer ons harte voor hom leeg maak, dan begin God wat naby is, sy gees in ons werk. En dan kom daar goddelike rus. Vrede wat alle verstand te bowe gaan, wat die groeibodem is van hierdie goddelike rus. Wat beteken dit in die lewe van elke dag? Dit beteken gewoon dat jy en ek in ons besige lewens, in die groot gejaag, in die chaos van hierdie tyd, dat ons moet tyd maak om stil te word voor die Here. Vriende, Jesus het nie 'n skietgebedjie gebid op pad Golgotha toe nie. Hy het afgedraai, Getsemane. Hy het 'n keuse gemaak om vir 'n oomblik te stop in die storm, ophou spartel, ophou spook, ophou stres, ophou bekommerd wees, ophou moeg wees. Stop, time out. Getsemane. En wat doen hy daar? Hy maak sy hart leeg teenoor sy Vader. Lees vers 36 van Matteus 26. Daarna kom Jesus met sy disippels by 'n plek met die naam Getsemane en hy sê vir hulle, sit hier terwyl ek gaan bid. Hy het vir Petrus en die 2 seuns van Zebedeus saamgeneem. Toe het hy bedroef en beangs geword en vir hulle gesê, ek voel doodsbenoud. Bly hier en waak saam met my. Hy het 'n entjie verder gegaan en daar gekniel, met die gesig teen die grond en gebid. My Vader, as dit moontlik is, laat hierdie lydensbeker by my verbygaan. Moet nogtans nie doen soos ek wil nie, maar soos U wil.
gestop, afgedraai, met sy gesig teen die grond, voor sy Vader. En daar kry hy krag, daar kry hy vrede, daar kry hy goddelike rus in die teenwoordigheid van sy Vader. Miskien kan jy dit iewers by jou huis doen. Of vir 'n oomblik jou kantoor se deur toemaak by die werk. En net stil word. En net jou hart skoonmaak. Aan die voet van ons Vader. Leeg gemaak. Sodat jy krag kan kry. Miskien is dit die rede hoekom ons hier is. Want hierdie is 'n plek waar ons dit kan doen. Vir my is die lekkerste om hierheen te kom, om net te sit en net stil te wees. Net te wees in die teenwoordigheid van God, want op 'n manier is hy vir my hier, op 'n baie, baie spesiale manier. Want daar kom iets by. Daar kom iets by. As jy vanoggend vir my sou sê, maar hoe doen ek dit prakties? Hoe vind ek prakties rus? Dan is die eerste manier of die eerste belangrike stap wat jy moet neem, is gaan soek die teenwoordigheid van jou Vader op. Gaan maak jou hart teenoor hom leeg. En die tweede stap wat jy moet neem, is om gelowiges te vertrou. Is om gelowiges te vertrou. Het jy mooi geluister na wat Jesus gedoen het? Jesus het nie alleen Getsemane toe gegaan nie. Jesus het sy disippels saamgevat. En hy het vir hulle gevra, bid saam met my. Hulle het dit maar vrot reg gekry. Maar hulle was daar. En jy en ek het dit ook nodig. Jy en ek het ook nodig om met medegelowiges, met broers en susters te praat. En vir hulle te vra, bid vir my. Om dalk vir iemand wat swaar kry 'n drukkie te gee. Om 'n koppie koffie aan te bied. Om net te sê, ek verstaan. En op daai manier is jy ook besig om vir iemand rus en vrede in die storm te bring. Vriende, een van die grootste leuns van hierdie wêreld is dat ons dit alleen kan regkry. Hier is die verrassing, jy kan nie. Jy gaan nie. Nie eers Jesus het alleen Getsemane toe gegaan nie. Hy het sy disippels saamgevat. Jy moet toelaat dat medegelowiges jou bemoedig en jy moet bereid wees om ander te bemoedig. Jy moet bereid wees om te ontvang en om iets van jouself te gee, sodat daar rus en vrede kan kom. 3 weke gelede het een van ons broers, Fanie Ferreira, na die diens na my toe gekom en vir my gesê, ek het nodig dat julle vir my bid. Hy is die voorsitter van die Melkprodusente Vereniging van Suid-Afrika. En hy is intens betrokke by die back-and-closure pandemie. En hy het vir my gesê, bid vir my, bid vir die boere. Ons sukkel, ons kry swaar. En ek het hom gevra om vanoggend iets met julle te deel van dit wat hy beleef. En as hy klaar is, dan gaan ons presies dit doen. Dan gaan daar geleentheid wees vir gebed en gaan ons vir ons boere wat swaar kry, wat ly onder hierdie pandemie, gaan ons bid. En ons gaan vir die veeartse bid. En ons gaan vir mense soos Fanie bid, wat by die administrasie van hierdie hele proses betrokke is. Fanie, as jy na vore sal kom, dan kan jy so in 'n paar sinne vir ons vertel. Gemeente, nogmaals baie dankie. Kom net naby jou mond hoor. Prof Johan vir die geleentheid. Soos hy gesê het, my naam is Fanie Ferreira, ek is die uitvoerende bestuurder van die Melkprodusente Organisasie in Suid-Afrika. Ons kantoor is hier in Pretoria. Ek het werklik waar die geleentheid om vanoggend met julle te gesels en met julle 'n paar gedagtes te deel. Jy weet, ons sit elke Sondag hier in die kerk en dit is vir my 'n wonderlike voorreg om ook elke keer te hoor hoe ons predikers vir ons sê dat ons almal deel is van hierdie geloofsfamilie. En ek is vanmôre hier om ook dan nou
namens spesifieke melkboere, maar elke boer in Suid-Afrika wat geraak word deur hierdie krisis, ook vir my geloofsfamilie te kan vra om ook vir ons te kan bid. Dit is, soos julle kan sien, ek bewe soos 'n riet, want ek vat hierdie baie persoonlik en dis baie keer vir my baie emosioneel. Net om vir julle 'n klein bietjie agtergrond te gee van wat is Back and Claw. Ek glo elkeen van julle hoor af en toe daarvan en julle sien in die pers en in die koerante van dit. Ons het Vrydag die geleentheid gehad om saam met die minister van Landbou die amptelike afskop van die inentingsveldtog in Natal te kon beleef. Een van ons groot probleme natuurlik deur hierdie hele krisis is die feit dat daar nie enstof in ons land is nie en laat ons toenemend hierdie geveg moet veg sonder enige enstof en die feit dat ons hande afgekap is. Dieselfde mense en dieselfde instansies binne in die regering wat ons eintlik uit hierdie gemors moes uitgehou het, is die wat ons nou vra om ons daar mee te help om ons daar uit te kry. Ek sê dit dat julle ook kan verstaan hoe moeilik dit is, met die wat ons werk en wat ons elke dag in hierdie krisis moet help. Om vir julle 'n klein bietjie agtergrond te kan gee van wat gebeur met 'n bees as hy Back and Claw kry. Dis net soos wat die naam sê, Back and Claw, dis natuurlik iets wat die bekke en die kloue van diere aantas, dis gesplete hoefdiere, skape en bokke, beeste en ook natuurlik sekere van die wildspesies. Dis belangrik ook om te weet dat die skape en die bokke net as draers optree en nie so ernstig die siekte kry nie of mens sien glad nie wat die effek daarvan is nie. Die beeste en veral die melkbeeste word die ergste getref. 'n Lakterende bees, dit beteken 'n bees wat besig is om melk te gee. Sy eier word geweldig aangetas en natuurlik kry hulle ongelooflike ernstige mastitis. In so 'n mate laat daar groot gate uit daai beeste se eiers uitval. Behalwe dit, die bekke word ernstig aangetas. Die tonge van so 'n bees, die vel van daai tonge kom af in so 'n mate dat daai bees glad nie meer kan eet nie en sy glad nie meer kan water drink nie. Die volgende is natuurlik hulle hoewe wat oopbars. Die kloutjie val af, daai bees kan nie meer opstaan nie en dan is daar geen ander keuse nie as om daai dier net eenvoudig van kant te maak. So ons enigste uitweg wat ons het is om enstof te kan kry. Julle weet almal van die Onderste Poort Instituut binne in Pretoria wat oor baie jare eintlik 'n staatmaker deur hele Afrika en ook oor die wêreld was om wonderlike enstowwe te kon vervaardig, het oor die laaste 10 jaar so verval dat daar absoluut niks meer is nie. Dit het ons as industrie met geen ander keuse gelaat nie as om elders in die wêreld te kyk om enstof in die hande te kry. Miskien soos julle sou gehoor het ons laasweek 1 miljoen dosisse uit Argentinië gekry. As alles reg sou gegaan het, sou ons nog 1,5 miljoen dosisse laasnag uit Turkye uitgekry het. En is dit nie teenstaande 'n klein druppeltjie in die emmer om ons 14 miljoen diere in Suid-Afrika te kan ent. Ons hoop en ons glo dat die regering sal saamwerk van hier af. Ons druk ernstig en ons werk hard daaraan om middele in plek te kry en om genoeg enstof in ons land te kry om van hier af vorentoe ons 14 miljoen diere te kan ent. Ek wil afsluit om maar net vir julle ook weer dit persoonlik te maak en te kan verstaan dat dis nie net die diere en die emosionele tol op ons melkboere en op elke boer in Suid-Afrika is geweldig. En het ons gisteraand weer moes hoor dat een van ons medeboere wat in die laaste week 70 van sy stoetdiere moes van kant maak, het gisteraand ook homself geskiet. Dankie, Fanie. Staan nie by my. Vriende, dis wat rondom ons aan die gebeur is. Ek dink altyd aan my suster toe ons die eerste keer op 'n melkplaas kom en my oom vra haar melk uit die tank uit aanbied, toe sê sy drink nie melk uit 'n tank uit nie, sy drink net melk uit 'n bottel uit. En ek sê dit vanoggend vir julle want ek dink onbewustelik dink ons almal so. Ons het nie regtig 'n idee wat aan die gebeur is nie. En daarom het ek vir Fanie gevra om deel van sy getuienis te lewer en gaan ons nou spesifiek vir hom bid,
wat met baie van hierdie goed te doen kry. Ons gaan bid vir ons boere, vir ons spesifiek vir die melkboere, en ons gaan bid vir die veeartse, wat hierdie ons moet ondersteun en moet help. Kom ons gee geleentheid vir stil gebed. Here, as geloofsfamilie wil ons spesifiek volgend vir Fanie bid. U weet in wat 'n geweldige storm hy hom bevind, en ons wil regtig vra dat u vir hom goddelike rus sal gee, krag en vrede, om in hierdie storm te doen wat u van hom vra. Ons bid, Here, dat u vir hom sal seën met wysheid, met insig, met kalmte, met die regte woorde, sodat hy, wanneer hy met boere te doen kry, ook daar 'n sagte hart vir hulle sal wees. Ons bid, Here, dat u vir hom sal bekragtig wanneer hy te doen kry met mense wat sê, ons kan nie meer verder nie. Dat u vir hom die regte woorde sal gee om hulle te bemoedig, sodat hulle sal aanhou. En as ons vanoggend bid, Here, dan beloof ons ook dat ons sal aanhou bid. Dat hier nie maar net 'n nuusitem sal wees wat by ons verbygaan nie, maar dat ons regtig, wanneer ons lees daarvan, wanneer ons hoor daarvan, sal weet dat mense se lewens daardeur intens geraak word. Dat dit 'n geweldige storm is. Here, help ons, elkeen van ons, om te bid dat hierdie storm sal stil word. Dat daar enstof sal kom. Dat deure sal oopgaan wat op die oomblik toe is, en dat daar 'n einde aan dit alles sal kom. Dankie dat ons dit uit ons hart uit vanoggend kan bid, en dat ons daarvoor aan u kan vashou. U wat ons toevlugsoord is, u wat ons rots is, u wat ons veilige vesting is. Ons bid dit in die naam van Jesus Christus ons Here. Amen. Vriende, ontvang die seën van die Here en gaan leef in sy vrede. Mag die wind in hierdie week vir jou van agter waai. Mag die son helder oor jou skyn. Mag die reën saggies oor jou uitsak. En mag ons Vader jou veilig hou in sy hande, totdat ons mekaar weer sien. Amen.